Ons kyk na die skrywe van Johannes, 1 Johannes 2 en ons gaan van vers 12 tot vers 17 saam lees terwyl van die konteks. Ons het verlede week gekyk na ek skryf aan julle kinders omdat julle sondes vergewe is op grond van sy naam, terwyl van sy naam sê die ou vertaling. Ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken wat van die begin af was. Ek skryf aan julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af was. Ek skryf aan julle jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld, of wat in die wêreld is, lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Maar alles in die wêreld, die begeertes van die vlees, sê die ou vertaling, die liggaamlike begeertes, die begeertes na dit wat die oë sien, begeertes van die oë, is nie uit die Vader nie. Of aanstellery op grond van besittings, grootsheid van die lewe, die ou vertaling, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld, en die wêreld en sy begeertes gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons by mekaar kan kom rondom u woord, want u woord dikteer, u woord Here gee opdragte, en ons moet die woord oopmaak, sodat u kan spreek. Gebruik my, Dries, as die diensknegt, om te spreek wat u, Here, gesê wil hê, maar dat elke letter wat u geskryf staan in harte sal resoneer, echo, in elke persoon se hart, sodat ons die wil kan doen van die Vader. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Soos het vir ons gelees, nie almal wat sê Here, Here sal ingaan nie, maar wie gaan in? Hy wat die wil van my Vader doen. En so sê Johannes ook aan die einde, hy wat die wil doen, alleen hy wat die wil doen van die Vader sal ingaan in die koninkryk. En ons weet wat is die wil van die Vader. Die Vader het sy seun gestuur in die wêreld sodat ons deur hom gered kan word. Nou, die geliefde apostel Johannes, bejaarde man, wat vir ons hierdie brief skryf, aan die einde van sy lewe, waarskynlik het hy gelewe tot hy 95 jaar oud was, ons weet nie, maar so sê die mense, die kerkvaders, Polycarpus en die mense wat in sy tyd geleef het hierdie skrywe geskryf, omdat hy baie ontstig en ontsteld was met 'n valslering, gnostisisme, wat in die wêreld ingekom het. Nou, ons weet dat in die tyd van Johannes was daar baie godsdienste, daar was baie filosofie, daar was baie leringe aangaande 'n ander Jesus. Maar behalwe vir dit was Efese van waaruit hy hierdie brief skryf, het hulle genoem die episenter van die meeste Grieks en Romeinse afgode. Eenvoudig het ons gesê, Efese was 'n groot stad, 'n handelsstad. Deur Efese het gegaan handelsreisigers en alles wat nuut is op die mark wat jy gekry het in die buiteland, het hulle deur Efese tot na Rome toe gebring. En ongelukkig ook vreemde godsdienste. En die probleem is van hierdie godsdienste, hulle lyk so goed, dit klink so goed, want jy sien, ja, dit is anders as die Romeinse afgode, voorvaders wat hulle aanbid het, Diane wat hulle aanbid het, die Griekse pantheon van gode wat aanbid het. Dit sou die Christen nie sommer ingesluk en geglo het, want hulle het geweet, hulle glo in Jesus. Maar gee hulle geloof wat Jesus bevat. So baie mense word, nie net in die tyd van Johannes, dit word vir ons ook vandag geskryf, iets wat so goed klink. Dit bevat Jesus, so dit moet reg wees, want dit in hierdie geloof praat hulle van die Here Jesus Christus. Dit klink modern, dit is baie verdraagsaam teenoor alle ander godsdienste, so dit moet reg wees. Die wêreld sê dis reg,
Die regering sê dis reg. Amerika sê dis reg. Dan moet dit reg wees. Moet dit vir ons vertel van Jesus. Maar dis nie die regte Jesus nie. En dit het gebeur in die tyd van Johannes ook, want uit Alexandrië kom hierdie gnostisisme wat vandag voortleef kragtig eintlik in die gekondenseerde vorm New Age vandag. Dit is waar dit New Age vandaan kom. En ook baie godsdienste wat geïnfiltreer word vandag deur New Age. Jy sien die duiwel is slinks. Hy sal nie vir jou sê gaan aanbid Allah of gaan aanbid hierdie god van Boeddha of Shintoïsme. Hy wil vir jou sê gaan aanbid Jesus, maar gee dit in 'n ander vorm. So die goedgelowige Christene in Johannes se tyd begin wegval en hulle begin agter hierdie gnostisisme aanstap. Want dit is 'n vars openbaring van Jesus. Hulle verstaan dit moet waar wees, want dit gee 'n nuwe insig in die Here Jesus Christus. Daarom dat, kyk hoe mooi skryf die apostel Johannes, en wat 'n liefderyke woorde gebruik hy, want hy was die apostel van liefde. In hoofstuk 2 vers 1 gebruik hy die woord, my kinders. En Grieks eintlik, my klein, dierbare kindertjies. My kindertjies. Ook herhaal hy die 2 vers 7, hoofstuk 2 vers 7, weer eens geliefdes. Dis nie 'n nuwe gebod nie, agapeitoi, my kindertjies, lieflike klein baba kindertjies, kan jy ook in die vertaal, 2 vers 12 gebruik hy ook dieselfde, ek skryf aan julle kinders, 2 vers 18, dieselfde, wat ons as deur wil later sal maar kyk, kinders, hy hou aan die woord gebruik, kindertjies, my geliefde kindertjies, en dan ewe skielik verander Johannes se stemtoon. Dit is asof 'n lam inderdaad 'n leeu word, want dan sê hy, moenie, let op, hy gebruik nie hierdie gedeelte, weer eens dit is my kindertjies nie, want hy is besig om met hulle te raas. Hierdie oupa Johannes raak nou ernstig, want hy is 'n stryder, hy is die enigste apostel wat nog lewe, wat Jesus gesien en aangeraak en gehoor en alles soos skryf wat ons gesien, gehoor en aangeraak het aangaande die woord van die lewe. Ek is die enigste oorlewende apostel. Moenie die wêreld lief hê nie. Daai woord moenie klink so, moenie dit vloei van kinders, julle jong mense dit en volwasse mense dit en volwasse Christen. Oor hierdie gedeelte 15 begin hy met soos vers 18 kinders of geliefdes of iets van die aard. Hy begin met moenie. Dis soos wanneer 'n pa sy kleuterseentjie in 'n porseleinwinkel instap, Chinese porseleinwinkel, en hy stap daar met 'n stok in. En oral staan daar bordjies, if you break you pay. If you break you pay. En hierdie winkel is so smal, en maar sy seun kom in en hy swaai met die stok oral rond, en ek dink koue rings van die pa se rug af. Want hierdie goed is duisende rande werd, hierdie porselein. En wat sê hy elke keer vir hom? Moenie, versigtig. En Johannes se stemtoon is dieselfde. Stop, die Grieks is 'n huidige tyd imperatief, dis opdrag. Moenie. Dit sê eintlik beteken, stop onmiddellik die aksie waarmee jy besig is. Jy het nou daai pad al gegaan, stop dit. Moenie dit doen nie. Hou op om gnostisisme na te volg, wat julle gaan lei na vernietiging, want julle het hierdeur 'n ander Jesus wat nie die Here Jesus Christus is nie. En ek sê dit so hartseer dat soveel oor die algemeen nasionaal reg, nie nasionaal nie, wêreldwyd is daar kerke wat gnostisisme navolg. Ek weet nie of jy die prent al gekyk het, The Secret. Jy weet van The Secret. Rhonda Byrne. Baie gewild selfs op TV gewees. Dit was onlangs sekere jaar terug was dit op TV. Wat noem hulle The Secret?
gaan alles oor the law of attraction. So as jy reg dink, dan sal jy hierdie goed na jou toe aantrek, as jy die regte gedagtes het. As jy reg dink, jou gesindheid teenoor die heelal, the universe, if it's right, you will attract these things to yourself. Money, wealth, health, fame. Dan kyk ek hierdie prent. Dan kyk na The Secret. Want dis gnosticisme. Dit is gnosticisme. Wat jy dink sal jy kry. Want alles gaan oor mag en geld, voorspoed en alles wat die wêreld vir jou kan offer. Nou, in gnosticisme wat ontstaan het in die einde van die 1ste eeu, erg was in die 2de eeu, twee soorte gnosticisme gehad. Die een is asketisme, so jy mag niks doen met jou vlees nie. Hulle het ook geglo dat as jy iets in jou vlees doen, is dit sondig, want na alles het gnosticisme geleer dat die nomad was die groot God, hy is nie 'n materiële God nie, alles wat materie is sondig, daarom moet jy dit vermy. Ongelukkig is daar 'n tweede kop aan hierdie draak gewees, wat gesê het, eat, drink, for tomorrow you die. Maak nie saak wat jy in jou liggaam doen nie, jou liggaam gaan in elk geval verderf. Al wat belangrik is wat jy in jou gees doen. So met jou vlees kan jy maar maak net wat jy wil, om oorgee aan plesiere, en God sal verstaan, want God is, na alles, God is net gees. God is gees, so hy het nie belang by die vlees nie, hy het nie belang by die wese van die mens nie. Al sê Jesus, alles wat uit die hart uitkom, welis, moord, losbandigheid, kom uit die hart uit. En dit besoedel die vlees. En daarvoor sal God elke mens in rekening bring. Al gaan die vlees tot niet, glo ons God sal hierdie vlees opwek, soos hy Christus opgewek het. En in ons gees en ons liggaam dien ons God. Nie net in ons gees nie, ons dien hom met alles. Ons gebruik tog ons voete om kerk toe te gaan. Ons gebruik tog ons voete om barmhartig, ons gebruik ons mond om ander mense op te bou. Ons gebruik die vlees. Want jy sien eintlik uit die hart kom die sonde, loop oor in die vlees en dit beland op die ouend in die put van die hel. So die vleeslike natuur wat Johannes hiervan praat, word aangestig deur die wêreld. Daarom sê Johannes in hierdie verse in vers 8 hy sê in vers 15, moenie die wêreld of enigiets wat in die wêreld is lief hê. Moenie die dinge van die wêreld of dinge wêreld self lief hê nie. Dit is interessant, die Griekse woord kan twee dinge beteken. Dit kan onder andere, dit kan beteken die wêreld is die fisiese planeet, die skepping wat God geskaap het en die heelal is die soort van die kosmos. Maar dit ook in hierdie opsig beteken 'n mens ingestelde, georganiseerde stelsel in die samelewing wat amper 99,9% teen God gedryf word. Jy sluit God uit hierdie stelsel uit. Dis 'n mens ingestelde regering of organisasies. Wat ons kry ook Sigmund Freud, die sielkundige, asof hy kennis het oor 'n mens se siel, hy dit gemaak het en hy dit kan bestudeer. Maar dit word ingestel, maar dit is sonder God. Jy sluit God uit. God word uit sy skepping uitgesluit. Dankie, ons het hier nie nodig nie. Ons sal die menslike siel bestudeer. Baie dankie, ons het nie bestaan nie. Friedrich Nietzsche, God is dead. Wat ons ook gekry het, natuurlik by evolusie. Want die man wat met die teorie van evolusie gekom het, sluit die skepping van God uit. Daar is nie 'n God nie. Alles het ontstaan. Ons almal wat hier sit is eintlik bakterieë. Ons is mense wat uit bakterieë ontstaan het. Stardust, ons het hier geland deur 'n chance en ons het ontwikkel. Dis sisteme wat God uitsluit en hierdie goed word gedoseer by universiteite. Oral word so geleer en die mense aanvaar dit. Dit is 'n aanvaar dat die universiteite reg is want hulle leer vir ons
hoe ons ontstaan het. Ook die regerings, wat Martin Luther het onder andere gesê, en ek dink hy verwys hier dat aan die regterkant van God sit Christus. Hy is die eintlike regerder namens God. In die regterkant beteken ek regeer namens die Vader. Die Vader het my aangestel. Maar Martin Luther sê aan die linkerhand van God sit daar ook regerings. En dit is die wêreldse regerings vandag. Want hy sê, God's way to control bad men, sê Luther, is to put bad men in control. Eindelik kwotasie van in control of bad men. God gebruik bose mense om bose mense te regeer. Bob Atlin sy kommentaar sê, die beheptheid met materiële dinge in die wêreld, wat die wêreld vir ons kan aanbied, die gevalle wêreld poog altyd om ons behoeftes en die behoeftes van die vervalle mens wat gesondig het by Adam en Eva te bevredig. Hulle probeer, die wêreld sal dit altyd probeer. En hulle doen dit, hulle kry dit goed reg. Kyk maar na Suid-Afrika. Dat die regering jou ook al beloof het, of die stelsel jou beloof, gaan daarvoor. Al moet jy God verloon, al moet jy Christus verloon, want dit gaan alles in die moderne tyd oor aansien, reputasie, status, prestige, kompetisie, vals eer en toekenning. As jy ooit na YouTube luister na die Sola platform van Dr. Ferdi Mulder, wat verban is uit die teologiese fakulteite uit, omdat hy die professore aangevat het, omdat nie meer Jesus verkondig soos Jesus verkondig moet word. Die skrif verdraai. Hy praat in onlangse een van die YouTubes praat hy met 'n professor self, professor Johan Janse van Rensburg. En hy is 'n ware gelowige. Maar dieselfde professor van Rensburg sê vir Ferdi, hy kan 'n verhaal onthou waar 'n klein dogtertjie oorkant 'n man gaan sit het in die trein, een van daardie sittreine nog. En hy het na hierdie man gekyk, of hierdie dogtertjie het na hierdie man gekyk, hierdie oom gekyk, was nie baie vriendelik oom nie, maar hom gesê, oom, ken jy Jesus? En die man het na gekyk en sê, dogtertjie, ek is 'n professor. Wat hy bedoel in teologie, ek is 'n professor. Sy sê, nee oom, ek vra weer, ken oom Jesus? Hy sê, maar hy het hom al vererg en sê, natuurlik ken ek Jesus, ek het jou dan gesê, ek is 'n professor. So sê oom, ek weet nie wat oom bedoel met oom is 'n professor nie, maar ek seker dat die Here Jesus jou ook daarvan kan genees. Die liefde vir die grootsheid, belangrikheid, ek is so belangrik. Ek is die een. Kyk na my. Want Johannes sê die begeerlikheid van die vlees. Eerstens, die begeerlikheid van die oë. Want dit begin daarby. Die grootsheid van die wêreld, soos hierdie professor, die grootsheid van die wêreld, die aanstellery op grond van besittings of grade verkry of selfs die wat hy van praat bios te dien met die biologie van ons is soos diere, ons het geen siel nie, ons ontstaan net soos diere ontstaan. Dit is nie uit God nie, maar is uit die wêreld sê ons. Hierdie begeertes was nie net by die Gnostici nie, die Gnosticisme. Maar is vandag nog, soos ek gesê, nog deel van baie kerke. Die aanstellerigheid, die grootsheid van die wêreld. Ons moet groot wees en belangrik soos die wêreld. Ons moet dit hê wat die wêreld het. Hulle meet hulle sukses aan wat jy het, hoeveel karre jy in jou garage kan stoot, in jou motorboot, jy het 'n jacuzzi, jy het 'n swembad, jy het 'n tennisbaan. Dit is mense wat gemaak is. Dis mense wat dit het. Die begeertes wat nooit genoeg kan kry nie. Begin my vrou, iemand wat ons ken wat in 'n hawe koma as na 'n breinbeserings en al wat hy aan dink is hy kluis. Hy is so deurmekaar, hy weet nie waar hy is nie. Hy is in hoë sorg, maar hy dink net aan sy kluis by die huis. Begeertes, die liefde van die wêreld, skatryk, maar kan nie genoeg kry nie.
Kyk na Genesis 3 vers 6. Jy ken die verhaal van die sonde van Adam en Eva. Dit is nie 'n nuwe sonde wat Johannes hier van praat, begeertes van die oë en die liefde van die wêreld en die grootsheid van die wêreld. Want hoe laat Satan die mens val in Eva en die mens val? Sy sê Genesis 3:6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dat hy 'n lus, die ander sê 'n begeerte was vir die oë. Hierdie boom wat die Here sê, moenie hierdie boom eet nie, is 'n begeerte vir die oë en 'n lus van die vlees. En wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee dit ook vir haar man. Begeertes van die vlees, die lus van die oë, die grootsheid om wysheid te hê, kennis bo God te hê, meer te weet van alles as wat God weet en vir ons wil gee, begin dit. Weet jy ook al opgelet is ons het vanoggend met die gesinsbybelstudie gepraat van die wet, die morele wet. Die dekaloog, soos hulle noem, dekaloog 10 wette. Wat is die heel laaste wet in die tweede tafel van die dekaloog? Jy ken seker almal die wette, hoop so. Jy mag nie begeer nie. Jy mag nie begeer nie. En hierdie laaste wet vat asof hy van wet 6 tot 10 saam, want dit is uit begeerte wat mense sondig. Jy mag nie begeer, wat aan ander woord, jy mag oor die algemeen nie begeer nie, want as jy begeer is jy waarskynlik besig om iets teen God se wil te begeer. Want uit begeerte kom die 6de wet, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig, jy mag nie lieg nie. Kom almal uit hierdie wet van begeerte, want jy sal moord, steel, leuns vertel net om te kry wat jy wil hê, die oë wil hê, en die vlees na verlang. Is dit nie ook Dawid se sonde nie? Ken Dawid se sonde? Begin dit nie eers by 'n begeerte nie? Sien jy 'n vrou wat waarskynlik sonder klere bad nie? Waar begin dit? By die begeerte. Wat volg? Ons weet eventueel volg moord is daar. Is doodslaan, hy wil Uria doodmaak. Hy pleeg egbreek. En hy lieg om sy sondes toe te maak. Selfs wanneer eers toe Nathan kom dat hy erken ek het gesondig voor God. So hy breek al die tafels, nie net van die eerste tafel van die dekaloog nie, hy breek al hierdie dinge en Satan het hom gekry. Plek sy gaan kyk het, Dawid gaan kyk het, hoe het die vrou Eva gesondig? Wat het sy begeer, wat nie syne is nie? Hoe het sy begeer om, daaruit leer Dawid nie. Die tweede voorbeeld, Josua 7, kry ons dieselfde verhaal. Jy ken die verhaal van Achan en Josua 7, God stuur die Israeliete om Jerigo te gaan vernietig, dan sê God vir Josua, tref die hele stad met 'n bandvloek, want God sê eintlik, ek het julle die oorwinning gegee, nie julle nie, ek het julle oor. So julle mag niks vat binne Jerigo, dit is 'n ryk stad. Na Jerigo opgrawing sê, dit was 'n ryk stad, baie goud, baie silwer. Hier gaan Achan, en hy steur hom nie aan wat Josua sê nie, en wat doen Achan? Hy vat 3 dinge wat hy begeer, en hy sê selfs, kyk na Josua 7, uit sy eie mond uit, en dan lieg hy ook vir Josua om te sê, nee, Josua moes eintlik looitjies trek om te wys dis hy, want hy het nie vorentoe gekom en sê, ek is skuldig. Hy moet uitgevang word in sy sonde. Josua 7, veral vers 21, sê Achan vir Josua, ek het naamlik een mooi mantel uit Sinjar by die bytgoed gesien en 200 sikkels silwer en 1 goudstaaf van 50 sikkels in gewig. Ek het dit begeer en dit geneem. Dit begin by begeer en dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent en die silwer daaronder. Hy het dit begeer, hy lieg daaroor. Hy wil nie vir Josua sê ek het dit gevat. Hy moet eers uitgewys word. Dan sê hy, maar waar het hy moord gepleeg? Hy het gesorg dat 36 soldate van, daar nie 1 soldaat by Jerigo omgekom het nie, maar 36 mense by 'n klein dorpie Ai oorval is hy skuldig aan moord van 36 soldate.
begin by die begeertes. Ek het begeer. Ek wou dit myne maak. Wat doen Jesus? Wat gebeur in Jesus se versoekings in Matteus 4? Waarmee versoek of laat God Jesus versoek word? Wat is die 3 begeertes? Hy sê vir Jesus, jy is honger, jy vas, met baie honger wees, maar bevredig die vlees, maak brood vir jouself. Ons weet, Jesus kan lekker brood maak, en hy kan lekker wyn maak, maar laat bevredig jou honger, vul jou honger, deur hierdie klippe brode te maak. Weet wat Jesus gesê, mens sal van brood alleen nie lewe nie. Wat is die tweede begeerte? Kom ek vat jy na die tempel, spring, want die tempel is hoog. Ek weet nie of jy die grafiek kan ken van die tempel, is hoog. Die duiwel neem hom so toe en sê vir hom, spring jy af. Spring jy af. Die duiwel ken Psalm 1, hy sê, maar hy sal sy engele aangaan jou bevel gee om jou die hande te dra, sodat jy jou voet teen geen klip staan. Die duiwel is reg, hy is bereikbaar. Wat sê Jesus? Sal die Here jou God nie versoek nie? Maar stel jy voor, die groot ophef, waarskynlik mense reg rondom die tempel, en hier kom hierdie profeet van Galilea, Jesus, en hy, die onsigbare engele dra hom af, van die tempel af, tot op die grond, en sit hom saggies neer, soos sy voet nie eers teen 'n klip staan. Begeertes van die oë moet bevredig word. Die vlees moet bevredig word. En dan die grootsheid van die wêreld. Nee, Jesus, ek gee al die koninkryke van die aarde. Alhoewel alles aan God behoort, maar God toelaat, soos Martin Luther sê in sy linkerhand, om die bose oor die bose te laat regeer. Dan sê maar, ek gee al hierdie koninkryke, ek sal ophou om hulle te verblind. Ek gee hierdie koninkryke vir u, as jy net neerval en my aanbid. Jesus word versoek oor die grootsheid van die wêreld, die lus van die oë, die lus van die vlees, en Jesus oorkom die versoekings. Almal van hulle. En wat dit neerkom, wat Johannes ook sê, hy herhaal dit, hy sê, hierdie dinge, die begeertes van die vlees, begeertes van die oë, die grootsheid van die wêreld, het Jesus oorkom. So terloop, baie mense, jy weet net, daar is een regering, een in die hele wêreld wat Jesus erken as koning. Weet jy wat 'n regering is dit? Gaan lees dit op Poland, nee, maar los het vir later. Johannes waarsku die gnostici, is totaal en oorgegee aan die wêreld. Eintlik die Engels is mooi, the basic desires, basic instinct. Instinkte wat die vlees begeer, die oë begeer, en nie deur God gaan om vir ons te voorsien, wat die Vader weet dat ons dit nodig het en vir ons in elk geval sal voorsien. Hierdie liefde wat ons vir God moet hê, onthou ons het gekyk na Johannes praat van agape, agapatos, agapaos, om God lief te hê, die goddelike liefde, nie onvoorwaardelike liefde nie. Agape liefde is 'n liefde wat alleen die Gees in ons harte kan bewerk. Dit verwag God van deur Johannes ook van sy gehoor, om lief te wees vir God, lief te wees vir die naaste, lief te wees vir die broers. Dan sê ons nie, ons sal liewer die wêreld lief hê en sy dinge. Ons sal liewer soek by die wêreld ons kan. Ons het nie God nodig nie. Jakobus waarsku nogal redelik ernstig. Jakobus 4 vers 4. Dink broer Renald kan dit op sy kop hy sê. Vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Julle vriende met die wêreld is God. Onthou net, julle draai uit as vyande van God. 2 Hoofredes vers 17, hoekom gelowiges nie soos die gnostici die wêreld moet lief hê nie, want nommer 1, hierdie liefde is nie uit die Vader nie. As dit nie uit die Vader uit nie, is dit sonde. As dit nie uit die Vader uitgebore is nie, is dit sonde. En dit moet dit in lyn bring met God se liefde, soos ons gelees het vanoggend uit Matteus 7, die wil van die Vader. Hierdie is 'n liefde uit die wêreld uit, alles vir die sisteme, en selfs die wêreld word ons hou vas. Jy het seker die nuus gelees oor die digitale idees wat ook na Suid-Afrika toe kom.
Engeland is besig met mense, van die mense in die straat om te betoog teen digitale idees, maar dit sal jou oral beheer, so China al dekades lank hulle mense beheer deur artificial intelligence om te weet presies waar jy is, watter winkel jy koop, watter bank jy, met wie jy praat. Vra vir Etienne as hy eendag ons kom soek, wat is hierdie artificial intelligence kom deur digitale idees. Dit sal presies weet waar jy is. Want hulle beheer alles, maar die mense is oorgegee, want hy praat in hierdie sisteme, die bios wat hy van praat, maar hierdie wêreld in vers 17, en sy begeerte is die sisteme, die stelsels, die mediese skemas, mediese sisteme, ekonomiese sisteme, opvoedkundige sisteme, voedsel en ander verbruikersisteme, lê alles in die regering, en dan sê atleet, they in themselves become idolaters of things that we desire. Ons hou so vas aan hierdie sisteme, dat ons nie God nodig het. Want die regering sal vir ons kos gee, die regering sal ons skole gee, die regering sal, jy hou vas in 'n sisteem wat uit die wêreld is, in steede daarvan dat ons dit gebruik, is ons slawe van die sisteem. Johannes waarsku dit, hierdie liefde vir die sisteme van die wêreld is nie uit God nie. Ons lewe volgens onse Vader, Here, Vader gee ons in hierdie dag wat ons nodig het. Net vir hierdie dag. Net hierdie dag. Wat ons nodig het. Nie beplan wat ons gaan doen. En goed om te beplan, maar as ons begin afhanklik word. Want teëspoed in ons lewe, en dis waar. Wat doen teëspoed in ons lewe? It says God weans us from God. God speen ons van die wêreld af. Hy laat soos ons teëspoed wat ons. Dit leer ons om God te vertrou. Nie op mense en op sisteme vertrou. Ons moet op hom, ons het nie 'n keuse nie. Ons moet hom aangryp en sê, Here, voorsien U vir ons. Want mense het 'n selfgedreweenheid, selfdriven, welis. Liefde vir die wêreld wat op die TV aangebied word, is vir ons die norm, is vir ons belangrik. Wat het 'n vrou wat skraps geklee het te doen met 'n nuwe Mercedes-Benz op 'n Volkswagen? Dit word in ons skele afgedruk in die regering laat dit toe. Hy gee vir ons 'n stelsel en dan wat is hulle in Engels, hulle maak ons groot vir die sisteme om soos die wêreld te dink. Hulle praat van GBV, vrouens GBV, maar dan adverteer hulle alles wat wel is en sensueel is op TV. Ek weet nie as jy TV kyk, het julle al ooit 'n prent gesien waar 'n vrou nie half naak is of 'n vrou heeltemal naak is nie? Meeste van die prente het dit. Gaan my Dr. Chuck Swindle van Transworld Radio praat met sy kleinseun. Sy kleinseun kom na hom toe. Chuck Swindle is net so oud soos Johannes, ook in sy 90's. Dr. Chuck Swindle se kleinseun sê vir hom, "Granddad, what did you use for safe sex in your day?" Vra hy sê. Kleinseun het vrymoedigheid om granddad dit te vra. Toe kyk Chuck na hom toe en sê, "A wedding ring. This is what we use for safe sex." Want dit is waarin die kinders begin dink alreeds die wêreld. En die mense, net soos ons sê Jeremia, they love it so. Hulle is so lief vir dit. Ons word gebreinspoel om die wêreld en die dinge in die wêreld, die welles, sensualiteit en die sisteme so lief te hê. En Jakobus waarsku en Johannes waarsku, moenie die wêreld lief hê. Moenie die wêreld lief hê en sy begeertes, want sy begeertes gaan verby. Die wêreld se begeertes gaan verby. Maar die wat die wil van God doen, hulle bly tot in ewigheid. Kom ons doen wat Paulus doen, en ek sluit hiermee af Galasiërs 5. Want ons dink dit is net in ons eie tyd. Nee, dit het al in Paulus se tyd gebeur. Dit het al in Johannes se tyd gebeur. Die liefde van die wêreld. Maar die einste Paulus waarsku ook al reeds, hy sê, maar ek sê, leef deur die Heilige Gees of Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van ons sondige aard uitvoer nie, want ons sondige aard begeer teen die Gees, die Heilige Gees, en die Heilige Gees begeer teen ons sondige aard.
Die twee opponeer mekaar, hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie, want ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die toesig van die wet en wat ons sê wat sonde is nie. Want alles wat praktyke is natuurlik onsedelikheid, onreinheid, onbandigheid, afgoderry, rowery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering. Dis die wêreld, afguns, dit kom uit die wêreld uit. En dit gaan verby. Paulus sê, ek het julle al vroeër gewaarsku en ek waarsku julle nou weer. So dit is iets wat bedryf is in die tyd van Paulus. Hy sê, julle moet nie wees soos die mense. Dis hoe hulle lewe. Hulle gee hulle self oor aan hulle basiese instinkte en begeertes. Hulle gee hulle self aan die Romeinse regering wat vir hulle voorsien. Man, die Gees is in oorlog met die vlees. Die Heilige Gees is altyd in oorlog met die. Praat nie van ons vlees, praat van die vleeslike begeertes. Dis waarom Susie vir ons gelees het. Nie almal wat vir my sê, Here, Here sal ingaan. Korrie. Nie almal wat sê, Here, maar hy wat die wil van die Vader doen. Wat die wil lewe van Heilige Gees wat in ons vlees openeer. Mag die Here vir ons help. Hierdie kort maar kragtige imperatief wat Jakobus vir ons gee, gaan en gaan doen dit ook. Gaan en doen dieselfde. En onthou, omdat ons die Vader se wil moet doen. Kom ons bid saam. Ek gaan vir julle so 30 sekondes gee, jouself bid vir so 30 sekondes in die eie harte, na aanleiding van die woord, nie na wat ek, aanleiding wat ek gesê het, wat in die skrif geskryf staan, bid u en sê, Here, ek wil hoor wat u bedoel, maak dit van toepassing op my eie lewe. Here, ek bekeer my van my liefde vir die dinge van die wêreld, die begeertes, die oë wat aanhoudend begeer. Kom ons bid so 30 sekondes, dan gaan ek ons afsluit. Vader, u hoor ons gedagtes. Ons hoef nie eers woorde te spreek nie, voor dit oor ons tonge rol na buite, weet u al reeds wat in ons harte aan die gang is. Here, ek myself is geneig, Here, ons is so lief om die sisteme en miskien voel ons so goed as ons belangrik is en ander mense ons belangrik ag. Here, ons het begeertes in ons hart en Here, soos Jakobus sê, ons bid, maar ons ontvang nie omdat ons verkeerd bid, om dit in ons welis deur te bring. Help ons, Vader, genees ons van die dinge van die wêreld. Dankie dat u ons leer baie keer in ons nood en ons behoefte, dat ons u aangesig moet soek. Nie hulp moet soek van iemand, van die sisteme af nie. Here, u het ons die sisteme gegee om ons te bevoordeel. Ons erken dat u dit ook ingestel het om ons te bevoordeel. Maar waar dit ons nie bevoordeel nie, bid ons dat u in elk geval sal voorsien, sodat ons nie skuldig sal wees aan vergrype van die dinge van die wêreld, die begeertes van die oë, die lus van die vlees. Here, in grootsheid mag ons luister wat u alreeds in Genesis die mensdom gewaarsku het. Deur Dawid, deur Agab, het u gewaarsku dat ons nie dit wat in die wêreld is moet lief hê of soek nie. Soos hier deur Jesus gesê het, soek allereers bo alles koninkryk van God. Soek bo alles sy geregtigheid en alles sal bygevoeg word, sodat jy nie hoef te begeer nie of moet begeer nie. Help ons daartoe, is ons gebed in Jesus naam. Amen.